Broeders en susters, diegene wat nou aan die ander kant toe kyk, julle kan maar gerus die stoele na my toe trek. Goeiemôre broeders en susters. Ons is dankbaar dat ons saam die Here ook mag dien vandag en dat ons ook saam deel mag hê aan hierdie wonderlike genadefees van die Here. Ons gaan vanmôre begin en ons gaan weer dieselfde lied wat ons vorige Sondag probeer sing het, gaan ons saam sing. Twee van die lyntjies van die refrein was nie vorige Sondag daar nie. Nou is almal hier en nou kan ons dit saam sing. Dis 'n besondere lied wat uit klaagliedere beruim is. En nou sal ons dit ook kan doen en dit baie goed gegaan met die eerste diens, so ons kan dit saam sing. Ek vra net dat Joan miskien net een keer weer dit gou deurspeel vir ons asseblief die musiek.
ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 138, die eerste vers, en daarna dan bely ons almal saam hardop ons geloof. Kom ons bely ons geloof almal hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, maar weer gedaal het ter helle, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Geliefdes, kom ons luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf in 1 Korinte 11 vers 23 tot 28. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Geliefdes, kom ons luister nou ook hoe die Here Jesus Christus in Matteus 22, dat hy ook daar vir ons 'n opsomming gee of 'n samevatting gee van die wet van die Here. En wat besonder is dat die Here Jesus twee gedeeltes uit die Ou Testament aanhaal. Eerste gedeelte uit Deuteronomium 6 en die tweede gedeelte uit Levitikus 19. Wanneer hy die wet vir ons saamvat. Hulle het hom gevra, meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? En hy het vir hulle gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is jy moet jou naaste en jouself jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Die hele Ou Testament rus hierop. Geliefdes, die Here Jesus Christus gee ons ook en beskryf ook vir ons wat die doel is, hoekom ons nagmaal moet gebruik.
Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. En om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God deur sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlaat en uitgelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. En wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn elke keer weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. En so wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En geliefdes, elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofmaal van die lam. So leer die nagmaal ons ook om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. En omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, ons gaan vandag lees. Ons gaan lees uit 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. 2 Samuel 12 vers 1 tot met 20. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die onuitspreeklike genade, dat ons vandag hier mag wees, dat ons deel mag hê aan hierdie nagmaal. Maar Here, ons kom om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons kom om te hoor wat U deur die Gees in ons harte sit, waar U ons konfronteer met U woord, maar Here ook dat ons U onbeskryflike genade sal ervaar. Wil U ook Vader wees met ons, wanneer ons nagmaal vier, dat ons nie by die tekens van brood en wyn bly staan nie, maar dat ons verder kyk na toekoms, 'n lewe by U, na 'n bruilofmaal. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons lees 2 Samuel 12 vers 1 tot 20. Die Here het Nathan na Dawid gestuur. En toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was 2 mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk en die ander een was arm. Die ryk man het besonder baie klein vee en beeste gehad. En die arm man het niks behalwe 1 klein ooilam gehad nie, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het by hom groot geword saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. En toe daar 'n besoeker by die ryk man opdaag, was hy te jammer om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom opgedaag het iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arm man en berei ete voor vir die man wat by hom aangekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir daardie man. En hy het vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood.
Die ooilam moet hy viervoudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het, en nie die arme man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek is die een wat jou as koning gesalf het oor Israel, en ek is die een wat jou gered het uit die hand van Saul. Ek het vir jou die huis van jou Heer gegee en die vroue van jou Heer in jou arms. Ek het vir jou die huis van Israel en Juda gegee. As dit te min was, sou ek vir jou soveel meer kon byvoeg. Waarom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te doen in my oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard neergevel. Sy vrou het jy vir jou as 'n vrou geneem om hom deur die swaard van die Ammoniete vermoor. Daarom sal die swaard nooit uit jou huis wyk nie, omdat jy my geminag het en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te word. So sê die Here, kyk, ek gaan onheil teen jou verwek uit jou eie huis. Ek sal jou vrou voor jou oë neem en aan jou naaste gee. Jou vrou voor jou oë neem en aan jou naaste gee. Hy sal openlik by jou vroue slaap. Omdat jy dit in die geheim gedoen het, sal ek hierdie gebeure voor die hele Israel laat plaasvind en voor die volle son. Ek het gesondig teen die Here, het Dawid vir Nathan gesê. Waarop Nathan toe vir Dawid sê, die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. Maar omdat jy deur hierdie gebeure heeltemal oneerbiedig opgetree het teenoor die Here, sal die kind wat vir jou gebore is sonder twyfel sterf. Toe het Nathan huis toe gegaan. Die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid in die wêreld gebring het getref. En hy het ernstig siek geword. En Dawid het by God gepleit vir die seentjie. Dawid het streng gevas en hy het na binne gegaan en die nag deurgebring om deur op die grond te lê. Die oudstes van sy huishouding het by hom gaan staan en probeer om hom van die grond af te laat opstaan. Maar hy wou nie en hy het nie saam met hulle iets geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterf. Die dienaars van Dawid was bang om vir hom te vertel dat die kind dood is, want hulle het gesê, kyk, terwyl die kind geleef het ons met hom gepraat. Maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe moet ons dan vir hom sê die kind is dood? Hy sal iets onverantwoordeliks doen. Maar Dawid het gemerk dat sy dienaars onder mekaar staan en fluister en hy het besef dat die kind dood is. Dawid vra toe vir sy dienaars, is die kind dood? En hulle het gesê, ja, hy is. En Dawid het van die grond af opgestaan, hom gewas en gesalf en sy klere verwissel. En hy het in die huis van die Here ingegaan en in aanbidding gebuig. En daarna het hy na sy huis gegaan. Op sy versoek het hy vir hom kos voorgesit. En hy het geëet. Geliefdes, vandag is dit nagmaal, maar dis ook in dieselfde tyd is ons besig met 'n reeks preke wat handel oor die gelykenisse in die Ou Testament. Nou volgende Sondag is dit nou die laaste preek uit hierdie gelykenisse in die Ou Testament. En geliefdes, as ons die Here se woord hier lees, dan besef 'n mens hoe van toepassing is sy woord. Gelykenis vir Ou Testament vir een mens wat vir ons almal en elkeen met ons praat. En miskien is hierdie gelykenis die mees bekende. Dis miskien die heel bekendste gelykenis in die Ou Testament. Ek vermoed meeste van ons het hom al gelees, miskien al baie kere. En wat besonder is hiervan is die Here kom met Nathan na Dawid. Nou Nathan was 'n profeet van die Here en Nathan het verskriklik baie goeie berigte vir Dawid gebring. So Nathan het vir Dawid eintlik elke keer net goeie berigte gebring. En Nathan en Dawid was baie na aan mekaar. Ons sal sien uit die Here se woord dat Dawid het een van sy seuns vernoem na Nathan. As 'n mens die Nuwe Testament lees en jy kyk na die geslagsregister van ons Here Jesus Christus, daar's 2 geslagsregisters en hulle lyk verskillend. Die een is Josef se geslagsregister, die pleegvader of die aardse vader van die Here Jesus Christus, en in hom is Salomo, die een uit wie hy gebore is. En die ander een in Lukas is dit die voorgeslag van die
Here Jesus Christus, maar dis Maria se sin. En daar, die geslag kom uit Nathan, die seun van Dawid, wat hy vernoem het na die profeet Nathan, wat sy vriend was. So, hier bring die Here God sy vriend om die woord te bring en dan om hom as het ware te konfronteer met homself. Nou, ons het hierdie gelykenis gelees. Ek dink die meeste van u ken die geskiedenis dat Dawid vir Batseba sien bad het op die dak en toe van daar af het alles afdraande gegaan en hy het haar man laat doodmaak. Maar Dawid het stil gebly. Dawid het nie met die Here hieroor gepraat nie. Dawid het trouens gedink as hy stil bly gaan hy wegkom hiermee. Liefdes, u kan maar gerus gaan lees Psalm 32. Psalm 51, gaan lees die twee psalms. Dit is al twee psalms wat Dawid geskryf het in die tyd waar hy dus, juis in die tyd en oor die gebeure van dit wat Nathan vir hom kom sê het. Maar Dawid het stil gebly en ons kan wat doen? Jy kan hoe stil bly oor iets, maar die Here weet alles. Die Here weet alles wat ons doen, hy weet alles wat ons dink. Jy kan vir die Here nie jou motiewe van dinge wegsteek nie. Gaan lees maar Psalm 139 om te besef, die psalmdigter sê ook, wat jy ook al doen, jy kan niks vir die Here wegsteek nie. En dan wanneer hierdie amper 'n jaar tyd verby gegaan het, waarin Dawid dan nou niks gesê het nie, dat daar net stilte was, dan kom Nathan by hom. En dan sê Nathan vir hom, in hierdie gelykenis, die Here het vir jou soveel gegee. Was dit dan nie genoeg nie? En dan beskryf hy dit, vrouens en huise, volke, beloftes het die Here vir Dawid gegee. Dawid is 'n man na die Here se hart gewees. Hy was nie volmaak nie, en dit weet ons, en dit is eintlik so mooi dat die Here ons wys hoe die Here God werk in die harte van gewone sondige mense. Maar Dawid het hier die oomblik wanneer Nathan na hom kom en vir hom sê, dit het gebeur en jy's die man. Direkte reaksie was nie dat Dawid homself probeer verdedig nie. Dawid het nie probeer om te verduidelik nie. Dawid het net gesê, ek het gesondig voor die Here. Ek is skuldig. Geliefdes, dit praat ook met ons as 'n mens in hierdie week voorbereiding gedoen het en gekyk het na jou lewe en na jou eie lewe, na wie jy is. En dan kan 'n mens nie anders as om ook te sê vir die Here, ek is sondig. Ek het onbeskryflik baie genade nodig. Maar Nathan kom nie en praat oor die 7de gebod en oor die ontug van Dawid nie. Nathan praat oor die feit van die Here se woord. Dawid het die Here se woord geminag. Daar staan in vers 9, waarom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te doen in sy oë? Niks te praat oor die seksuele immoraliteit nie, maar omdat Dawid die Here nie om vergifnis, hy het nie met die Here gepraat oor hierdie sonde nie. En geliefdes, ons weet as jy Hebreërs 4 lees, die Here weet alles. Afgelope week het ons ook met ons oor ons sondes met die Here gepraat. Is daar dinge wat ons vir die Here bespreek het en geweet het, is sekere dinge wat ons eintlik nooit doen, want dis waarom voorbereiding so kosbaar is. Maar weet jy wat sê Nathan vir hom? Die swaard sal nooit van jou huis afwyk nie. Het is nie 'n kwessie dat die Here nie vir Dawid vergewe nie. Want vers 13 sê die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. Maar die gevolge van wat gebeur het, sal in jou lewe plaasvind. Weet jy, hierdie is die woorde van vergifnis. Die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. Dit praat met by ons by nagmaal. Want dis wat die brood en wyn verkondig. Die Here het self jou sondes op sy geskuif. Weet jy, as mense die Here se woord lees, die Ou Testament, dan is daar gedeeltes uit Samuel en Konings wat herhaal word in Kronieke. Die Kronieke skrywer neem hierdie wonder dat die Here die sonde van Dawid op sy geskuif het en hy sê niks
oor hierdie geskiedenis van Batseba. Hy gaan net aan asof dit nie gebeur het nie. Omdat ons glo dat hy die vergifnis van die Here letterlik opgeneem het. Geliefdes, en ek dink wat nogal besonder is dat 'n mens moet besef dat wanneer jy ook die vergifnis van die Here ervaar soos wat ons het ervaar. As die Here iets afskryf en op sy skryf, dan skuif hy dit af. Hy dink nooit weer daaraan nie. En dis wat hier verkondig word by die nagmaal. En geliefdes, iets wat besonder is as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan sien ons Batseba word op 2 maniere genoem. Nooit by die naam. Sy word genoem die vrou van Uria. Al is haar man al 'n hele ruk dood en die kind wat sy gehad het was Dawid se kind. En eers wanneer Dawid deur hierdie proses is, wanneer die kind gesterf het, dan word sy genoem Dawid se vrou. Liefdes, as 'n mens die geskiedenis lees, dan weet Dawid hierdie kind gaan sterf. Die Here het dit gesê, Dawid weet die Here hou by sy woord, die Here is getrou. En tog, as die Here sê die kind gaan sterf, dan gaan Dawid en begin hy te vas. Hy begin op die grond te lê. Dawid eet nie. Dawid is totaal gerig op die Here. Hy kom in aanbidding na die Here en vra vir die Here om by hom te wees. En miskien sou die Here hierdie kind red. Liefdes, na die 7de dag dan sterf hierdie kind. En dan vra Dawid vir die diensknegte, die kind gesterf, dan sê hulle, ja, die kind is dood. Daar staan letterlik, die kind is dood. Liefdes, en eerste reaksie van Dawid is, hy gaan aanbid. Hy staan op, gaan aanbid, gaan na die tempel, aanbid die Here. En dan verduidelik hy, in die verse wat ons nou nie gelees het nie, vanaf vers 21 af, hoekom dit so was. Wat gebeur het? Wat is die rede? Want hy sê, hierdie kind kan nie weer na my kom nie, maar ek gaan na hom toe. En nou loof en prys hy die Here, want ons weet, vir hom is daar 'n toekoms. Hy vertrou en hou vas aan die Here. Ons weet, daar kom nog 'n kind, sy naam is Salomo, maar sy naam is nie net Salomo nie. Die Here sê sy naam moet Jedidja wees. En Jedidja beteken die geliefde van die Here. En dit is Salomo se ander naam. Die realiteit is, geliefdes, soms sê die Here nee. Soms sê die Here ja. Soms sê die Here wag. Maar die Here sê partykeer nee. En as die Here nee gesê het, dan verander hy nie. Liefdes, dis nie net Dawid wat so gebid het. As die Here vir Moses sê, jy gaan sterf, dan bid Moses en vra. Die Here sê eintlik vir Moses, wag. Op daai stadium hoor Moses nee, maar ons weet, Moses het gevra om net die beloofde land in te gaan. Liefdes, in honderde jare daarna, as die Here Jesus op die aarde is, op die berg van die verheerliking, dan kom Moses daar saam met Elia, op die berg van verheerliking. Dan verhoor die Here sy gebed as die seun gekom het. Maar nie net vra hy vir die Here, hy vra vir die Here ook in sy lewe dat die Here by die volk, as die Here sê, gaan die volk los, dan vra Moses, asseblief Here, bly by ons, die Here het verander. Hy het gesê ja. Maar hy het gesê nee, toe Moses in daardie lewe daar wou wees. Weet jy, miskien die beste voorbeeld is dit wat ons ook, wat van toepassing is by die nagmaal. Want as die Here Jesus Christus, hy sê, hy moet gekruisig word. Hy weet, dit moet gebeur. Hy twyfel nie daaraan dat hy sy lewe moet aflê nie. Dat sy bloed moet vloei, dat hy moet ly nie. Maar as hy in Getsemane kom, net voor sy kruisiging, dan bid hy, dan tap die bloed hom af, dan sê hy, as die Here net die beker by hom wil wegneem, maar nogtans u wil en nie my wil nie. Geliefdes,
En so bid Dawid, soos die Here Jesus ook later sou bid. En hy vra die Here om die kind te laat leef. Maar die Here sê nee. En die Here mag nee sê. Hy is soewerein. Hy hoef van niemand verantwoording te doen. Dit was sy wil. Dit was sy wil dat sy seun gesterf het. Geliefdes, hierdie gedeelte praat met ons. Want die Here Jesus Christus, en ons het in ons nagmaalsformulier dit net nou gelees, dat ons het hom aan die kruis gespyker. Wie het die kind doodgemaak hier? Jy. Ek. Ek is die een wat die kind doodgemaak het. En al wat ons vir die Here vanmôre kan sê in hierdie week is, ek is sondig. Maar geliefdes, die kind het gesterf, hy het betaal met alles in hom. Hy het dit volmaak betaal, daar's niks wat hy nie betaal het nie. En gaan ons nou in sak en as lê, omdat ons besef by nagmaal, maar ons het hom gespyker aan die kruis? Nee. Die Here sê, staan op, eet en drink, word versterk, dat jy deel kan wees van my bruid. Want daar's 'n toekoms. Die geliefde het gesterf, sodat ons God se geliefdes genoem word, sodat ons sy kinders kan wees. Liefdes, en vir ons is daar ook 'n toekoms. Dawid sê, die kind kan nie meer na ons toe kom, na hom toe kom nie. Hy sal na hom gaan. Liefdes, ja. Baie van ons wat hier is, gaan in hierdie leeftyd van ons na die Here toe, na die kind toe. Maar miskien kom hy. Want hy kom eendag, dan kom hy terug. En dan sal ons sy bruid wees, die bruid van die seun van Dawid. Oor Dawid se huis, die swaard nie gewyk nie. En aan die kruis, as die Here Jesus sterf, dan word die laaste swaard gebruik. Hy word in die sy van die Here Jesus ingedruk. En dan is dit betaal. Dan wyk die swaard van die nageslag van Dawid. Die swaard is nie by ons, want ons is die geestelike nageslag. Die gelowiges oor die wêreld is die geestelike nageslag van Dawid. En die swaard is nie meer oor ons nie. Die genade is oor ons. En ons kan hierdie gedeelte lees en ons kan voor die Here buig en weet jy, selfs aan die nagmaalstafel, dan kom die Satan en sê nee. Dawid was 'n man na die hart van die Here. Hy was na God se hart. En dis ook hoe die Here hom gered het. Dawid het dan soveel psalms geskryf en Dawid het die Here so gedien. En geliefdes, ons het vorige Sondag in hierdie reeks preke gehandel met seker die wreedste, gruwelooslikste koning wat daar kon wees. Maar ek sal onthou, daar was 'n opening. Daar was silwer wat betaal moes word. Daar was 'n opening van genade gewees. En Agab met al sy verskriklikheid wat hy gedoen het, lyk maar soos ons. Weet jy, as jy die Bybel lees, dan was die genade vir Agab groot, want voor hy gedood is, het hy die knie gebuig voor die Here. As so 'n sondige mens, sy sonde op sy geskuif kan word, en hy buig sy knie voor die Here. Hoeveel te meer ons? Ons is nie almal Dawid nie. Ons is van nature Agab, wat geneig is om God en ons naaste te haat. Maar die Here in sy genade skuif die sonde op sy. Dis die fees wat ons vier. Dis nagmaal. Daar's betaal. Die kind het dood, maar hy leef, hy het opgestaan. En hy staan tussen ons en God en tree vir ons in. En nou mag jy die fees vier van die oorwinning.
Soos Dawid, nadat die kind gesterf het, opgestaan het en die Here aanbid het, kan ons nou aanbid. Met vrymoedigheid kan ons by die Vader kom en hom loof en prys en dank, omdat sy seun vir ons gesterf het. Geliefdes, ons bly nie by die tekens van brood en wyn, maar ons gaan na die regterhand van die Vader, waar die Here Jesus Christus is. En ons verhef ons harte tot hom. Want eens sal die seun van Dawid, die herder, die koning van alle tye, ons bruidegom wees. Ons is sy bruid en ons sal by die bruilofsmaal wees. Dis die toekoms. Hierdie is nie net 'n fees en 'n terugdink, maar ons verkondig sy dood totdat hy kom. Die kind is dood, hy kom weer. En eens sal ons saam by die bruilofsmaal sit van die Here. En so werk die Here se woord met ons. Oor jou lewe is daar nie 'n swaard. Daar's bloed, genade. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Ons verootmoedig ons voor die Here en ons roep hom aan om sy genade. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word. En Vader, sodat ons nie meer in ons sondes nie, maar sodat ons in hom die geliefde mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon. Help ons om ons heiland te bely. Help ons om met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom toe sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, kom ons sing Psalm 23 vers 3 en jy kan gerus die stoele weer draai na vore. Geliefdes, verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed voed en versterk as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Liefdes, net ter wille van die orde, wanneer ons die beker en die brood omstuur, dat ons dit nie dwars oor die tafel, maar dit maar een rigting gaan, dan gaan dit 'n bietjie vinniger in, meer vloeiend. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daarvan, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Geliefdes, kom ons sing Psalm 116, die eerste en die 5de verse. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Liefdes, voordat ons dank, kom ons sing die laaste vers van Psalm 116.
Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U unieke seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons elke dag laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Geliefdes, daar is geleentheid om terwille van die diakonale werk ons gawes af te dra, en daarna dan sing ons Psalm 145, die 2de en die 12de vers. Let ons ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Broeders en susters, afkondigings namens die kerkraad
ter approbasie word aan die vorige, al die broeders en suster was vorige diens hier gewees, broeder Ben Lindekie, as ouderling, as diakens broeder Stevie Human en broeder André Stein, en dan as diaken ook suster Ingrid Lindekie. Ons dra hulle op aan die Here en vra dat hy ook in hulle harte sal werk, om of die roeping nie op te volg of op te volg. Dan dink ons ook aan suster Mart Marie, wat sy broer oorlede is vorige week, baie seën en sterkte vir julle in hierdie tyd as 'n familie. Dan broeders en susters, kom ons kyk, nog enige lief en leed. Ons kyk na die verjaardag. Broeder Harry van Dam verjaar vandag. Ek het hom nou nie gesien in die diens nie, maar ek kan verkeerd kyk, want ek kyk nou teen agterkoppe ook vas. Maar ek dink nie broeder Harry, hulle was hier vanmôre nie, maar baie geluk ook met hom met sy verjaardag. Suster Nelmarie van Eden is nie hier nie, maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Die 19de, die 21ste verjaar Marie Holtzhausen. Marie is hier. Baie geluk Marie. Baie seën en 'n mooi jaar vir jou toegewens. Die 21ste verjaar ook Martelies Lemmer. Martelies is hier. Martelies, baie geluk met jou verjaardag. Baie mooi jaar vir jou ook toegewens. Sonet Kronje verjaar die 22ste. Ek dink nie ek het Sonet gesien hier. Ek is seker ek het haar nie gesien nie. So baie geluk ook aan Sonet met haar verjaardag die 22ste. Uys, sê jy vir ons, sê geluk asseblief, sy sekretaresse. Dan Marieta Henning was by die eerste diens die 22ste, baie geluk ook met haar verjaardag. Lia Matthee verjaar ook die 22ste. Lia, baie geluk met jou verjaardag. Baie seën, gesonde jaar toegewens en voorspoed met die trekkery. Dan staan die Sissie Steenkamp het ook die 22ste verjaar, sy was by die eerste diens, ons dink ook aan haar in dankbaarheid. Die 23ste verjaar broeder Hannes Kutse, broeder Hannes, baie geluk, seën vir jou en 'n baie gesonde jaar toegewens. Dan Tannie Ansel Joubert verjaar die 23ste, sy sit daar agter Tannie Ansel, baie geluk. Ook 'n gesonde jaar toegewens en 'n mooi jaar toegewens. Broeder Karel Kreer was in die eerste diens, hy verjaar ook die 23ste. Suster Helene Marie verjaar die 23ste, sy is nie in hierdie diens nie. Geluk ook aan haar met haar verjaardag. Broeder Estefan van der Walt verjaar die 23, hy is ook nie hier nie. Die 24ste verjaar broeder van Klaasen, hy is ook nie hier nie, maar baie geluk vir hulle met hulle verjaardag die 23ste en 24ste. Dan Marco Pretorius was die 24ste en hy was ook hier gewees die vorige diens. En die 24ste verjaar Linda van Heerden. Linda, geluk met jou verjaardag. Nog 'n mooi jaar toegewens. Vir al ons gaste wat saam met ons nagmaal gebruik het en wat ook verjaar in die tyd, baie geluk. Ek wens jou baie geseënde week en 'n geseënde tyd voor broeders en susters.